Ag asseblief Here, gee vir my hierdie Kersfees u hart, 'n sagte hart, 'n omgee hart. Help my om elke oomblik wanneer ek na al die blink kyk en na al die reëlings en na al die kosmakery en na al die dinge wat ons so in hierdie tyd van die jaar doen, dat ek elke keer vir myself sê, bewaar my hart, Here. Help my om die muur af te breek. Help my om die eelte weg te vat. Vat die kliphart uit my uit. Geef my weer 'n sagte hart. Want dit is so verskriklik nodig. Ek wil môre met julle oor die 4de rede praat, hoekom 'n mens nie kan bekostig dat jou hart verhard nie. Ek groet elkeen van julle vanmôre, en dit is so 'n tree nader aan Kersfees, nê? Ag, is vir my altyd die wonderlikste tyd van die jaar. Mag dit vir julle 'n geseënde tyd wees. Weet julle, 'n omgee hart, 'n sagte hart is nogal 'n smal paadjie. So maklik dan tree jy ou uit en dan kry jy 'n harde hart. Oral waar ek beweeg, kyk ek na mense en dan kan 'n mens sommer sien iets het met hulle hart gebeur. Die 4de rede waarom dit so verskriklik belangrik is dat jy 'n sagte hart moet hê. Dit moet sommer in jou wese wees. Dit moet in jou oë wees. Dit moet in jou hande wees. Dit moet in die manier wees waarop jy beweeg, die manier waarop jy praat, waarop jy reageer as iemand jou 'n vraag vra. Sommer in jou alledaagse, hoe jy jou kar ry in die verkeer. Hoe jy met mense werk wat ongeskik is. In jou elke dag leef. Moet jou hart sag wees, want weet julle wat gebeur dan? Ek wil vir julle dit lees hier in 1 Johannes 4 vers 11. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, met Kerstyd, né? Behoort ons mekaar ook lief te hê, om te gee vir mekaar. En dan vers 12, niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ek en jy ons sagte harte behou, mekaar lief het, omgee, gasvry is, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. En as jy bietjie verder aanlees, dan word God sigbaar, word hy bekend vir hulle wat hom nog nie ken nie. En daarom moet 'n ou ook teenoor mense wat nie gelowig is nie, 'n omgee hart bou. Want elke keer wanneer jy dit doen, wanneer jy omgee sonder dat jy iets in ruil daarvoor terugkry, jy doen dit maar net, word Jesus wat aan die kruis hang, Jesus wat vir ons gebore is, Jesus wat vir ons 'n weg kom baan het, wat vir ons 'n plek gereed maak, word hy sigbaar. En dan vra ek myself die vraag af, hoeveel keer het ek al so opgetree dat hy heeltemal onsigbaar was? Hoeveel keer het ek al dinge gedoen wat glad nie gewys het op hom nie? En dit vra eintlik so min, nê. Dit vra dat jy net 'n gesindheid van liefde sal hê. Dat mense vir jou sal sê, maar hoekom het jy nie kwaad geword nie? Hoekom het jy daai persoon mooi hanteer? Hoekom het jy die papiere in die straat opgetel? Hoekom het jy
gestop en die hondjie wat verlore was gevat en hom iewersheen gevat. Hoekom het jy dink maar aan al die geleenthede wat ons elke dag het. Want God se liefde dring my. Ek het sy hart, ek het sy sagte hart. En dan word die vierde ding so duidelik dat om 'n sagte hart te hê, beteken dat jy 'n warrior in die koninkryk van God is, sonder om 'n woord te sê. Ek weet een van die ou gelowiges het op 'n stadium geskryf, een van die heilige manne, go and tell everybody about Jesus, and if all else fails, use words. Dink as Augustinus wat dit gesê het. Sonder woorde, net deur hoe jy leef en hoe jy optree en hoe jy reageer in elke situasie, sommer elke situasie van elke dag, maak God sigbaar, die lewende God. Hierdie Kersfees moet dit gebeur. Ek sien jou vanmôre met 'n Jesus hart. Amen.